So kom ons probeer weer. Goeiemôre en baie welkom ook dan by hierdie troostdiens wat ons dan ook vanmôre doen in gedagtenis ook aan Isabel en ook ter ondersteuning en troos vir julle ook as familie, as 'n gesin en vriende en familie wat vanmôre hier is om ook eerbetoon te kom betuig. Van ons kant af wil ons net ook namens die gemeente, ek en my vrou ook, vir julle sê baie sterkte vir die tyd wat voorlê. Ja, vir ons voel dit onwerklik, want toe hulle hier weg is uit die gemeente Australië toe, het ons van hulle afskeid geneem, min wetende dat dit op so 'n manier ook sou wees. Dat ons haar ook nie weer hier op aarde gaan sien. Maar die julle wat met haar elke dag geleef het en tyd met haar spandeer het, is dit soveel anders. En ons besef dit, ons respekteer dit en mag die Here regtig in hierdie tyd wat julle treur, vir julle 'n besondere vrede gee, 'n rustigheid gee en vir julle deurdra. Ons verstaan nie alles. Dis die feit. Op hierdie aarde gaan ons bitter min dinge verstaan, maar as een ding wat ons kan doen. En dit is om die Here te vertrou en rustig in sy teenwoordigheid te wees. En hy verstaan die fases wat ons deurgaan, dit is seer. En daar's baie keer verwyte en daar's baie keer bitterheid, daar's baie keer is daar kwaad in ons harte ook. En daar's soveel vrae in ons harte ook. Maar uiteindelik kom die berusting, maar dis nie iets wat julle nou oor hoef te bekommer nie. Dis nou julle reg en julle geleentheid om te treur en te verlang en te verwerk dit wat seer is. Mag die Here vir julle alleen deur sy woord en deur sy gees ook wat dit betref kom in staat stel en julle tegemoet kom. Julle gaan vir hom baie nodig kry. Ook in hierdie tye wat nog voor lê. Ek dink alreeds het julle dit ervaar, dan mag julle dit regtig waar ook as 'n vrede ervaar sy teenwoordigheid. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons uit u woord kan leer. So het u dit aan ons openbaar dat u is die opstanding en die lewe. En al sou iemand op hierdie aarde sterwe, sal hy steeds lewe tot in ewigheid. Want Here, u het die dood oorwin. U het in u woord vir ons baie duidelik gesê, ook in 1 Korintiërs 15, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Dan is ons dwaase. Maar Here, daar is 'n hiernamaals, daar is 'n lewe wanneer ons hier op aarde afsluit, of in u teenwoordigheid of weg van u teenwoordigheid. Maar dankie dat u vir ons hoop en verwagting gee in u woord, en dat u daardie hoofstuk oor die opstanding en die dood afsluit met die woorde bemoedig mekaar ook. Wees sterk, en dat ons kan weet, Here, dat die dood het nie die laaste sê hier op aarde. U het. Maar ons bid dat u vanmôre ook dan deur u woord elke hart sal kom aanraak, en dat u ook u goeie en u volmaakte wil sal laat geskied. Ons bid vir ontvanklike harte vir u woord, en vir die volle werking ook van die Heilige Gees om te oortuig, om te troos, om te lei en te leer wat ons behoefte ook al vanmôre mag wees. Al die lof en die eer kom u toe in Jesus se naam. Amen. Nou die gedeelte wat ons vanmôre gaan saam met Psalm 139, kan ek vir u lees uit die ou vertaling, soos ons dit nog nie gebruik. Psalm van Dawid: Here, u deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan, u verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en u is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u, Here, u ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en u lê u hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my te hoog, en ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van u gees, en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dag geraad, gaan ek by die einde van die see woon. Ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog nie die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u die donker en die nag gee lig soos die dag.
Die duisternis is soos die lig, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, want ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is, en kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen van hulle daar was. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand, word ek wakker, dan is U tog by my. Net tot daar wat ons gaan lees uit die woord van die Here, en mag die woord van die Here ook, wat ons vanmôre uit hierdie gedeelte met U wil bedien, werklik vir elkeen tot groot seën wees. En die gedagte wat die Here op my hart gelê het om vanmôre met U oor te gesels is, as jy daar kan sien, is daar 'n plan in ons pyn? Is daar sin in ons seer? Engels vra die vraag, vir die van die wat Engels is there a purpose in pain? En oppervlakkig beskou, as mens kyk na hoe dinge gebeur, hoe vinnig dinge kan gebeur, en die soveel vrae wat oorbly wanneer dit gebeur, dan is die vinnige antwoord wat mens seker kan sê, dit is sinneloos. Want ons vra hierdie vrae, hoekom het dit gebeur? Ons soek rede, ons soek purpose, ons soek plan, ons soek doel in alles. Baie keer soek mense rede in 'n ding wat gebeur het, en ons kry nie altyd rede nie, want rede het vir my te doen met oorsaak, en ons kom nie altyd by die oorsaak uit, maar doel lê vir my altyd voor. Sin lê vir my altyd in die hede en vorentoe. So is daar 'n rede waarom dinge gebeur, altyd ons verstaan nie dit nie. Maar doel, sin, dit kan ons altyd vind. En dit wil ons U mee help ook vanmôre, dat dit vir U dalk op 'n beter manier of op 'n ander manier so 'n bietjie meer sin maak uit dit wat gebeur het. Ons almal gaan deur seisoene van seer. Ons almal het pynlike episodes. Dis dikwels ook 'n tyd wat die Here snaaks genoeg baie meer in ons lewens bereik as anders. In tye van pyn kan ons weet dat dit steeds deel van God se groter plan kan wees. There is purpose in pain. En iemand het gesê, don't ever waste your pain. Wat moet ons leer daaruit? Hoe moet ons dit verwerk? Jou en my vorming as mens is 'n groot prioriteit by God. Want om jou en my te snoei en te suiwer en af te rond, is deel van mens wees. Want die een van ons op hierdie aarde word gebore en grootgemaak, foutloos, sondeloos, volmaak. Ons het aan niks gebrek nie. Ons het nie swakpunte nie, ons het net sterkpunte. Nie een van ons is so nie. Baie mense dink so. Maar dan gebeur dinge, dan kom jy agter ek is feilbaar. Dan kom jy agter ek is broers, dan kom jy agter ek is eintlik ook maar soos alle ander mense. So niemand is uitgesluit nie. Ons kan dit weier en weerstaan, of ons kan God toelaat om ons te vorm in sulke tye. Iemand het gesê, dieselfde son wat die was laat smelt, maak ook modderhart. Dit is ons hart vanmôre moet wees. Is ons harte soos was, wat die Here kan vorm, wat hy kan smelt in hierdie tyd, en kan verander, of gaan ons onsself verhard in hierdie tyd, en soos modder raak, kliphard raak. Ons wil niks met God te doen en ons wil niks met sy planne te doen nie. Ons sal op ons eie sal ons voortgaan en kyk wat ons daarvan kan maak. Nee. Feit bly staan. Pyn is nie lekker nie. En sy iemand met my wil verskil vanmôre. Nou as jy praat hier van pyn, dan praat jy van liggaamlike pyn, 'n hoofpyn of ergens 'n pyn in jou been of 'n pyn in jou liggaam nie. Ons praat nie van daardie pyn, ons praat van seer hier binne. Wat ek en jy almal deurgaan en wat ek glo almal van ons wat môre hier is en wat hierna luister, op 'n stadium al mee te doen gekry het, dalk op hierdie oomblik in is. En as jy dalk nie dit ken nie of dalk jy dan is nie, kan ek jy verseker sonder om negatief en swaarmoedig te wees. Jy is op pad soontoe. Ergens op jou pad gaan jy met pyn te doen kry.
want hy is nie uitgesluit op hierdie aarde vir ons as mens. Ons probeer baie keer ons lewens inrig op so 'n manier dat ons pyn kan probeer vermy. Ons probeer mense beskerm en ons probeer dinge doen op so 'n manier dat ons almal veilig sal deurkom en ons gaan pyn gespaar wees. Dis nie die realiteit nie. Hy gaan ergens by ons verbykom. So pyn bring ongemak en ontwrigting in ons lewens en pyn laat baie mense hulle rug op God draai. Hulle blameer hom vir alles. En in plaas van uitdrukking wat ek graag gebruik is, plaas dat mense beter word, raak hulle bitter. En as mens verbitterd is en jy bly daaraan, dan gaan dit net van, soos die Engelse sê, bad to worse. Ons moet dit verwerk. So wat is dalk van die redes, dalk van die plan wat daar in pyn is of kan wees? Die eerste gedagte wat ek net met u wil deel is, pyn is dikwels 'n wekroep van God se kant. Ons sien dit nie so nie. 'n Wekroep. Want sorgeloosheid, eie planne en begeertes is dikwels aan die orde van die dag in ons lewens. Ons dink nie aan God nie. Die meeste van die tyd dink ons nie aan hom nie. Ons neem hom nie in ag wanneer dit kom by besluite en keuses en dinge wat ons doen in die lewe nie. Ons erken hom nie, ons eer hom glad nie, ons ken hom ook nie eens. Ons weet van hom baie mense. Gehoor van hom baie keer. Ons lees van hom, ons hoor van hom in die kerk selfs. Maar hoeveel mense ken die Here reg? Het 'n ontmoeting met hom ergens gehad? 'n verhouding met hom vandag? Ons ken hom nie. En vir baie mense is dit ook nie 'n prioriteit om hom te leer ken. En dit is so maklik dat ons die Here vergeet. Want jy sien, hierdie lewe bestaan vir baie mense net daaruit om te bestaan en te kan oorleef. En dit uiteindelik te kan maak, sodat ek kan aftree, eendag doodgaan, en dat ek iets kan agterlaat vir my kinders. Vir baie mense is dit 'n suksesverhaal. Dit is nie. Sukses word gemeet aan jou gereedheid die dag wanneer jy sterf. Is jy gereed om God te ontmoet? Het ek met dit wat die Here aan my toevertrou het, lewe? Het ek dit vir hom gelewe? Dis sukses. Maar hy moet daar wees as ons hom nodig het. Maar pyn is 'n wekroep wat ons nie kan ignoreer nie. Pyn dring aan op aandag. Want wanneer pyn in jou my lewe inkom, dan gaan staan die lewe stil. God praat op baie maniere met ons. Maar pyn is soms ook, dis een van die groot geleerdes wat eendag gesê het, God is baie keer God se megafoon. Dat hy ons aandag kry. Want die Here praat op baie maniere met ons. Deur sy woord, baie keer deur drome, deur omstandighede, deur dinge wat in ons lewens plaasvind, boodskappe. Maar wanneer pyn kom, dan hoor jy niks anders nie. Dan hoor mens op jou duidelikste. In tye van pyn soek ons troos, ons soek hulp, ons soek antwoorde. In tye van pyn pleit ons by God. Ek het so dikwels al gesien, wanneer mense deur intense pyn gaan, en hulle daardeur gewerk, dan bring dit baie keer by mense 'n bekering. Dan bring dit hulle by 'n nuwe toewyding aan God. Dan bring hulle by 'n punt wat hulle verstaan. Dit gaan nie oor my op hierdie aarde nie, dit gaan oor hom. En ek is besig om buite sy wil te lewe. My lewe, my vrou se lewe is 'n getuienis daarvan dat die Here vir ons ook deur omstandighede tot stilstand moes geroep het en ons moes gesê het, Here, vat wat aan u behoort en maak daarmee wat u wil. Die Here doen dit. Job is 'n goeie getuienis daarvan, sy verhaal. Ons almal ken van Job. En daar word baie keer gepraat van die geduld van Job. Maar ek dink dit is verkeerd om net te praat van die geduld van God, want Job het, ons gebruik die Engelse woord, Job het gesuffer. Job het pyn geken wat ek en jy nie van weet nie, wat ek en jy nog nooit op hierdie aarde geken het en ooit sal ken nie. Hoor dit ek vir u sê. En daarmee maak ek nie af dat dit wat met jou gebeur, en dit wat nou met julle gebeur met Isabel,
dat dit niks is nie. Hoegenaamd, dit is wat ek sê nie. Maar Job het 10 kinders verloor op een slag. Hy verloor alles wat hy het, al sy besittings. Sy vrou sê, vloek God man, raak ontslaaf van hom. Hy verloor sy gesondheid. En sy vriende was hom nie goed gesind. Hulle kom met allerlei filosofeer en redes hoekom dit gebeur het. En hulle filosofeer, maar hulle kom nie by die antwoord uit. En wat in God? Hy bly stil. Hy swyg. En toe Job en sy vriende en almal klaar gepraat het, toe vra die Here net 'n paar vrae. En selfs Job, wat godsdienstig was, en wat sy idee en sy afleidings van God gehad het wie hy is, en hom op daardie manier gedien kom op 'n punt in sy lewe wat hy sê, van hoor sê het ek u geken, maar nou het my oë u gesien. Nou weet ek wie u is. En dis die realiteit. Ons kan baie keer met God 'n verhouding hê op hoor sê, wat ons dink. Maar hy het God leer ken. Pyn vra, partykeer vra, soos onder andere, hoekom straf die Here my so? Waar is die Here dan? Hoekom het hy dit nie gekeer nie? Weet, God straf ons nie met pyn nie. Al verdien ons dit eintlik. Dis die realiteit. Al verdien ons eintlik met alles wat ons aanjaag. Die pyn, die straf van pyn, was alles op Jesus toe hy aan die kruis gesterf het. Het hy jou en my straf, die seer daarvan, die pyn, het hy op hom geneem. En dit beteken nie dat ek en jy nie meer pyn gaan nie, maar die pyn om gestraf te word, het hy op homself geneem. So dit wat met jou en my gebeur is nie God se straf. In die einde van 2008 is my broer se dogter op 21-jarige ouderdom is sy in 'n motorongeluk oorlede. Die kruin van haar netballoopbaan. Sy is pas gekies vir die Protea span. En sy sterf van 'n motorongeluk. En toe ek my broer gaan sien in Pretoria, sy eerste woorde aan my was, en hy ken nie die Here, op daai stadium geken. Die eerste woorde aan my was, wat het ek so verkeerd gedoen dat die Here my so moet straf? En dis die reaksie wat by 'n mens is, maar ek het hom nie geantwoord nie, want hy was nie gereed op daai stadium. Ek kon dit later vir hom sê, dis nie God wat jou gestraf het. Maar daar's purpose, daar's plan. Laat die Here toe om sy doel in jou lewe te bereik. Goed, nou moet ons so aangaan, want dis die munisipaliteit. Dis niks daar, kom die krag van buitekant af nie. So in ons backup systeem, weet nie wat er fout gegaan met dit ook nie, maar daar kom glad nie munisipale krag in nie. Daar verskoning vir dit, hoor. So ek gaan voortgaan so in die donkerte, ons gaan voortgaan om dit op te neem, maar so in die donker, kyk wat ons dan mee kan maak, is dit reg so met julle, ek gaan maar dan net so 'n paar gedagtes nog met u deel, en dan gaan ons op daardie manier maar probeer weer klaarmaak. Maar die gedagte wat ek met u deel is dan die eerste een is, pyn is dikwels 'n wekroep van God se kant om ons aandag te kry, en dit werk baie keer verhard mense hulle harte, en dan gaan hulle net eenvoudig aan, en ek hoop van harte dat dit nie die geval sal wees nie. Dit is regtig waar op die Here sal ag gee. My tweede punt wat ek met u wil deel ook net is, pyn suiwer baie keer vir ons. As ons waarlik kinders van God is, wat weergebore is, wat die Here ken en die bekering gekom het, dan is pyn deel van hierdie proses om ons te vorm en te suiwer ook as kinders van die Here. Want selfs as 'n mens die dag gered word, die dag wanneer die lewe verander, dan verander nie alles met een klaps nie. En ek is nou ewe skielik so gewees, die volgende oomblik is ek 100% uitgesorteer, en alles is nou reg nie, en ek maak nie meer foute, en ek maak nie meer sonde, ek doen nie meer sonde, en dit werk nie so nie. So pyn is ook deel van daardie proses. En ons weet almal dat goud en silwer en edelmetale moet almal deur 'n suiweringsproses gaan, om uiteindelik by die waarde te kan uitkom. En soos my jou lewe ook nog.
Ons is baie meer werd as goud en silwer. En die Here moet ons baie keer ook hierdie dinge vat, om vir ons te suiwer, dat ons voor hom kan staan en dat ons 'n verhouding met hom kan aangaan. Dieselfde gebeur met ons is nou amper daar, die meeste bome het vrugte gedra, en baie struike en goed is dit hulle blomme, en goed is hulle dra dit, maar die seisoen lê voor, waar ons die snoeiskers sal moet gaan uithaal, en ons gaan ons vrugtebome bietjie moet snoei, ons gaan ons rose moet snoei. Hoekom? Want ons wil hê dit moet volgende jaar beter dra. Ons wil hê dit moet volgende jaar beter lyk. Meer vrug het, mooier vrug. En dis wat die Here met ons ook in ons lewens moet doen. En Johannes 15 sê het vir ons baie duidelik, dat hy is die wynstok, ons is die loot, en my Vader is die landbouer. En wat doen hy? Hy moet baie keer loot en moet hy wegbou. Hy moet uithaal. Hoekom? Sodat ons meer vrug kan dra tot eer van die Here. Die woord sê vir my duidelik ook, ons daarin verheug julle, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Dis 'n kort tydjie wat ons baie keer moet deurgaan. Dit voel vir ons as 'n leeftyd, maar dis 'n kort tydjie. En nou lees ek daar Deuteronomium 8 vers 2, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Die Here vat sy volk uit Egipte land uit, waar alles goed gaan, waar hulle wel verdruk word en hulle slawe is, maar hulle het baie om te eet, en dit gaan eintlik nie so bad met hulle. En hy vat hulle uit en hy vat hulle in die woestyn in, en vir 40 jaar swerf hulle in die woestyn, en lees ons, hy het hulle in die woestyn gelei tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en laat honger ly, en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. En hier is 'n harde werklikheid wat ek met u moet deel. Pyn openbaar baie keer wat binne ons harte aan die gang is. Wat ons regtig waar van die Here dink, hoe ons oor hom voel, en ons reaksie op hom. Ja, dat is aanvanklik wanneer 'n mens seer het. Die Here verstaan dat ons deur prosesse gaan, dat ons deur fases en goedes gaan. Maar om jou hart te bly verhard en jou rug op God te draai. Wat openbaar? Pyn suiwer ons, maar dit bring ook perspektief. En ek gaan dit met hierdie gedagte net afsluit. Dat die Here vir ons herinner ook in tye van pyn. Ons is nie alleen nie. En as ek praat van ons is nie alleen nie, dan beteken dit in die eerste plek, God is daar, hy weet van dit. En hy staan ongevoelig teenoor jou en my pyn nie. Hy verlustig om in jou en my pyn nie. Maar sê vir jou of my, al gaan ons ook deur 'n dal van doodskaduwee, al gaan ons deur die vuur, al gaan ons deur die water, ek is met jou. Ons is nie alleen in ons pyn nie. Hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, mits jy dan aan hom behoort. Want die Here is saam met die wat aan hom behoort. Wees nie bevreesd. Ek is met jou. Maar hy sê net vir ons, hy is met ons. Ek kan dit vanmôre met deernis vir u sê. Wanneer jy deur pyn gaan, jy is nie alleen. Jy het familie, jy het vriende, jy het mense wat jou ondersteun in hierdie tyd. En ons mag op hulle leun, ons moet op hulle kan leun. Ons moet daar wees vir mekaar as dit gebeur. En ek hoop nie, dit klink ongevoelig as ek dit sê nie, want dit is nie my bedoeling nie. Maar dit wat met julle gebeur het as gesin, as 'n familie, as 'n begrote vriende, familiekring. Dit is nie die eerste keer dit gebeur op hierdie aarde nie. Dit is die eerste keer dat met julle gebeur. Dat met baie mense al soortgelyke goeders gebeur. Ons is almal daardeur. En ons gaan dalk weer 'n keer daardeur. En daar is mense wat verstaan. Daar is mense wat van clichés ontslaag gaan raak in julle teenwoordigheid en mense raak, en ek verstaan dit, ek sê vir julle, dat julle dit kan weet, dat julle daarmee kan deel ook. Daar gaan mense in hierdie tyd wees wat clichés kwyt raak en sê, ek voel saam met julle dat nog nooit hier so dit gegaan. Mense raak baie keer geïrriteerd met sulke goed. Mense voel baie keer kan vir iemand sê, wat weet jy? Jy het nog geen dogter verloor. Jy het nog nie 'n kind verloor. Jy het nog geen sussie verloor.
So ons moet versigtig wees wat jy vir mense sê, dis aan die een kant waar, in sulke tye. Maar daar's tog mense, wat na julle sal kom in hierdie tyd, en miskien al gekom het, jy gesê, weet jy, ek weet presies waar jy leef. Ek was ook daar. Ek het nie veel woorde, maar ek sta vir jou, bid vir jou. As jy my nodig het, praat met my. Mense wat na jy toe kom, maar nie woorde het, nie clichés het nie, maar net eenvoudig, omdat hulle verstaan, of dalk omdat hulle nie verstaan, vir jou net 'n drukkie gee. En dit is meer werd, dat jy is net al daai klomp woorde wat ons sê. Ek sê het baie keer vir mense, Job se 3 vriende, was hy eerste 3 weke, nadat alles met Job gebeur, op hulle beste gewees, toe hulle niks gesê het. Hulle was net daar. Maar toe hulle monde begin oopmaak, toe begin hulle eintlik allerlei goeders kwyt te raak. Wat nie altyd wysheid van God was. So, dis aards, dis tydelik, dis nie die eerste keer nie, julle is nie alleen nie. Dis dinge wat vir ons so 'n bietjie perspektief gee. Dit vat nie die seer weg. Kom ons is eerlik. Maar bring so 'n bietjie perspektief. Daar is mense wat verstaan. Pyn dat ons uitsien, dat dit wat regtig saak maak. Dit leer ons. Hierdie is nie die einde nie. En ek wil vir hierdie teksvers net gee, om die af te sê, 2 Korintiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in ons verdrukking. Nou woordjie verdrukking kan ons ook maar pyn in lees, want die woordjie klipsis in Grieks beteken pyn, verdrukking, benoudheid. Want wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerlei verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Julle gaan op 'n punt kan kom, nie nou daaroor nie, maar op 'n punt kom wat julle so getroos is deur die Here, soveel vrede ervaar, en julle met mense te doen gaan kry wat ook hierdie verlies deurgaan, dat julle vir hulle met opregtheid kan sê, ons het dit gemaak, ons is daardeur. Hou moed, behou jou vrede, hou jou fokus op die Here. Julle gaan dit maak, ek kan dit vir julle met eerlikheid sê. Ek lees net hierdie getuienis van 'n vrou, wat haar dogter ook met ernstige siekte verloor het. En sy het 'n getuienis geskrywe, en ek soos 'n dagboek wat sy gehou het, en ek wil net so 2 uittreksels uit daardie dagboek groot met julle deel. Sy skryf, God, why? Where were you? How could you allow this to happen? Did you not hear my prayers? Did you not hear my cries to you, Lord, from the deepest parts of my heart? I prayed. I trusted you. I walked in faith for the day that you would heal her. I believed. I spoke your word over her. I stood on your promises. I thanked you in advance for her healing. I promised you in the storms of destruction. I came against the enemy and bound the spirit of devastation. I told the devil, you cannot have her. She's a child of the King. Lord, was my faith not enough? Dan skryf sy na die tyd, skryf sy die volgende. There have been days that I have questioned if I would survive. I have thrown temper tantrums like a child that did not get their way. I have questioned my existence, my purpose. I have been devastated, depressed, anxious, and angry. I don't understand this, and I have concluded that I'm not supposed to. But that's it. I have purposed to hold tight to the Lord. I have known God in this valley in ways I've learned and understood God in this valley in a way that I would never, ever would otherwise. Don't waste your pain.
Give purpose to your pain by allowing God to be in charge. Pyn roep ons, dit suiwer ons, dit leer ons, dit herinner ons. There might be purpose in your pain. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, so come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get
throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Dankie. Môre julle, kan julle my almal hoor? Reg so. Ek gaan 3 bydraes met julle deel wat Christel en Annemie en Mia gevra het. Hulle graag wil voorgelees hê vandag. I don't know if Mia is here today, but she wrote in English. She was a cross-country runner. Isabel herself was quite a keen crossroad runner in her school years, and she coached as well. And Mia was one of her special students who sent something in that she wants to share with you today. Dear Coach Isabel, you weren't just my coach. You truly cared about us. You didn't just train us, you motivated us, believed in us, and supported us. You gave so much of your time and your heart, and that made such a difference in my life. I will never forget my first race when I started crying because I was so scared. You helped me calm down, believed in myself, and from then on, my nerves slowly started disappearing with each race. Because of you, I didn't just run, I fell in love with running. Winning SA Cross Country last year was so special because it was something we had dreamed about together. You always believed it was possible, even when it felt it was impossible. I'm so grateful you got to see me achieve that. Even while you were in Australia, your messages and voice notes kept encouraging me and meant so much to me. You also created opportunities for athletes at Trinity to compete early in the year, something we had never had before. Because of you, more athletes now get the chance to grow and experience competitions we wouldn't have without you. We will miss you very much, but I'll carry you with me every time I run. Your encouragement, your belief in me, and love for running you gave me will always stay in my heart. Thank you for everything, Coach. I will never forget you. Love, Mia. Volgende bydra is 'n gedig vir Isabel deur haar jonger sussie Annemie. Sy was 'n dogter, 'n sussie, soveel in een naam. 'n Vrou, 'n ma, 'n vriendin, 'n kind van God se raam. 'n Glimlag wat altyd gebly het, 'n hart wyd oop en groot. 'n Sagte plek vir honde, vir elke siel in nood. Haar liefde kon jy voel, dit was diep en dit was waar. 3 drukkies vir totsiens was steeds nooit naby klaar. Soos 'n wyfie leeu het sy gestaan, onwrikbaar en sterk, vir haar seentjie sou sy veg, haar beskerming nooit beperk. Haar man was haar lewe, haar rus, haar elke dag, vir hom sou sy die wêreld veg met vasberade krag. Sy het kuns en oop ruimtes diep in haar hart bewaar. Die bosveld, die see se roep,
waar haar siel kon vaar. Mal oor surf op branders wat haar siel verstaan, met 'n passie vir landloop, het sy ander laat aangaan. Geen kuier was 'n kuier sonder lag wat bly klink, sonder 'n shot tequila wat die oomblik laat blink. Hoe sê mens tot ziens wanneer liefde bly staan? Ons dra jou in ons harte, vandag, môre, altyd voortaan. En laastens, 'n boodskap wat haar ouer sussie Christel geskryf het, en wat ek graag met julle deel ter afsluiting. Afskeid van Isabel, namens Christel. Daar is soveel eerstes in 'n mens se lewe wanneer jy groot word. As kinders is jou ouers en jou sussie die mense wat daardie oomblikke eerste saam met jou sien en beleef. Vir my en Isabel was dit meer as net saam groot word. Sy was die een wat altyd daar reg langs my was. Sy was die een wat my verstaan het sonder dat ek woorde nodig gehad het. Sy het my storie geken nog voor ek dit self kon vertel en het aan elke klein dingetjie in my lewe help sin gee. Ek dink vandag veral terug aan ons hoërskooljare, die tyd van groot drome en daardie eerste crushes. Isabel het altyd gepraat van haar ideale man. Hy moes tall, dark en handsome wees. Ek onthou nog so goed die dag toe ons The Lord of the Rings in Westgate Mall gaan kyk het. Ek het daar uitgestap met 'n massiewe crush op Legolas, maar vir Isabel was daar net een, Frodo. Daardie obsessie met Middle-earth het ons gedeel met Jani, en later het Annemie ook deel van daardie sirkel geword. Daar was ook die ondeende kant van haar wat ek so gaan mis. Ek onthou een spesifieke niggie sleepover saam met Inge en Marijke. Isabel het vir ons skelmpies Red Bulls gekoop. Ons was dalk nog 'n bietjie te jonk daarvoor, maar sy het my laat voel of ons die wêreld besit. Ek sien haar nou nog voor my waar sy daardie aand met soveel selfvertroue soos Posh Spice gedans het. Musiek was altyd die klankbaan van haar lewe. Van haar heel eerste live konsert van Michael Learns to Rock, tot by daardie Bump albums wat sy naderhand seker stikkend geluister het. Dit was eenvoudige tye, maar dit was ons tye. Soos ons ouer geword het die eerstes in ons lewe groter en dieper geword. Ek was daar vir haar Sweet 16, haar troudag met Gerrit, haar eerste huis en die geboorte van haar 2 seuns. Sy was weer my anker tydens my eerste groot hartseer, die verlies van geliefdes en die dag toe my dogtertjie Stefanie gebore is. Daar is 'n oomblik wat nou in my geheue vasgebrand is. Die dag op die lughawe toe sy en Gerrit oor see is. Ek moes haar eintlik vra om my te laat los. Terwyl ek haar styf vasgehou het, het ek in haar oor gefluister. Julle maak die regte keuse. Julle gaan oukei wees. Nooit in my wildste drome het ek gedink dat dit ons laaste drukkie sou wees nie. Ons het nog so baie planne gehad. Ons sou oor 'n paar maande vanjaar vir haar en die seuns gaan kuier het, en ons het nou die dag nog oor Annemie se troue gepraat. Selfs toe sy siek geword het, kon ek my nie 'n wêreld sonder haar voorstel nie. Dit voel ondenkbaar dat sy nie daar gaan wees wanneer haar seuns skool klaarmaak, of eendag al eie gesinne begin nie. Sy gaan nie daar wees vir hulle eerstes nie. Die gemis sit in die klein dinge. Nou die aand het ek en Nico weer The Lord of the Rings op die groot skerm gaan kyk. Presies 25 jaar na daardie dag in Westgate Mall. My hand het outomaties na my foon gegaan om vir haar 'n foto te stuur, maar toe tref dit my weer. Ek wou haar vertel hoe Stefanie nou in haar klaskamer instap. En ek wou vir haar daardie simpel Moira Rose meme stuur oor Catherine O'Hara se pruike. Want sy was die een mens wat my regtig geken het. Ons was verskillend, ja. Sy het altyd gesê my kop raas as ek my naels swart geverf het terwyl haar pink was. As ek Linkin Park geluister het met sy Jewel, maar sy het my verstaan. Sy het soms tot my eie frustrasie altyd die beste in mense gesien
en in hulle geglo. Vandag groet ek nie net my sussie nie, maar die mens wat my hele storie geken het. Isabel, ek sal die beste in mense probeer sien, net soos jy altyd gedoen het. Rustig, Bella. Ek weet, dit is nie deel van die program gewees nie, maar ons is nou eintlik sonder die program soos ons nou hier staan. Ik wil toch, as daar nog iemand is wat iets moet sê, of as daar iemand is wat dalk onaangekondig of gereel ietsie kort wil sê, gaan ek weet gee ook daarvoor. Maar baie dankie. Sorry, julle moet maar verskoon, kan julle my hoor? Want ek kan nou nie so lang staan soos hierdie lang manne nie. Jy kan sien ek is 'n bietjie ouer as hulle. Die familie het my net gevra om 'n paar bedankings te doen. So ek hoop ek kan dit sien. En ek het gister vir Tonnie gesê, vir Annemarie gesê, dat, jy weet, dit is 'n groot probleem, as jy vir oom Andries vra om 'n boodskapie te gee, of bedankings te doen. Want dis nie normaal nie, né? Maar kom ons probeer. Die familie het net gevra, Cassie, Annemarie, Gerrit, Jacques, Adrian, Christel, Annemie, het gevra dat ek net moet sê, ons wil dankie sê aan God ons Vader, wat Isabel aan ons geleen het. Dit was 'n voorreg om haar lewe saam met haar te deel. Dankie vir al die gebede en die bemoedigings tydens Isabel se diagnose van laas jaar 2025. En dankie vir elkeen wat vandag hier is, wat moeite gemaak het om hier te kom. Dankie aan Christel en Annemie wat die diens gereël het. En dan aan die kerk, en ek hoop ek spreek dit korrek uit, een van Evangelies Gereformeerde Gemeente Goudhof. Want ek sien op die briefie is dit iets anders. Dan Dominee Johan en juffrou Annette, ek weet nie of sy hier is nie. Baie dankie vir die diens en die ondersteuning aan Gerrit en die seuns tydens die moeilikste tye. Dankie aan die vrouespan van die gemeente vir julle hulp met die diens en dankie aan Marietjie vir die versnapperings. En dan aan al die familie en vriende, al die gebede, boodskappe en ondersteuning. Spesiale dank van die familie aan Johandi, wat tydens die moeilike tye gehelp het om Annemarie, Cassie, Christel in Australië te kry. Dit was maar 'n issue, want jy kan nie sommer net vinnig gaan nie, daar's paspoorte en visums, en die feit dat ou Cassie in die weermag was in die begin, was ook 'n probleem. Jy weet, so, baie dankie. Dan Frik, Gerrit, sy broer in Australië, wat die memorial aan daai kant gereël het, en al die ondersteuning wat aan Gerrit en sy seuns gebied het. Ek weet nie of hy hier is en of wie gaan met hom praat, maar sê vir hom baie dankie. En dan 'n spesiale bedanking aan Tamlin, wat op 'n gereelde basis by Isabel en die seuns gaan inloer het en 'n groot rol in hulle tyd in Australië gespeel het. So dis nou die amptelike bedankings. Dominee het nou gepraat en Nico het gepraat en nou gaan julle die waarheid van my hoor, van Isabel. Die klomp kinders, Isabel, Christel en Mardey het altyd atletiek gedoen. By hom Dani, ek weet nie wie van julle hom ken nie, hy is 'n baie belangrike, of 'n baie bekende ou hier gewees. Ek het eendag gesit
ek is die oomie wat my altyd so een kant gesit het. En eendag het ek by Adelaar Hoërskool gesit onder daai dakke met my grys bakkie, en as jy nie mooi sien nie, sal jy my nie sien. En toe eendag sien ek Isabel is nie by die oefening nie. Weet en as jy by oom Dani kom en jy is laat, is dit 'n probleem. En ek dink baie van julle wat nou vir Isabel geken het, het geweet, tyd is not the question. It's not the issue vir Isabel gewees. En die dag het ek daar gesit en hulle het 100 meters geoefen om hulle spoed op te kry, hierdie 800 en 1500 atlete. En Isabel was 'n lang afstand, sy het lang asem gehad, sy kon uithou. Ek wonder of dit is hoekom sy so laat was, want sy kan jou in elk geval vang as jy nie kan uithou nie. En ewe skielik het daar 'n klein karretjie hier langs my gestop, brieke, alles. Op die ou en daai karretjie moes hulle die gearbox vervang, want die ou wat hom bestuur het, sy pa het saam met my by die SAIK gewerk, en jy kan hoor, en hulle het gegiggel en verkeerd gaan, het was net Isabel, en ek dink daar was 3 mans in die kar. En toe het sy vir hulle gesê, nee, sy moet daarom net met oom Dani praat. En dit was vir my die belangrikste wat ek van haar sal onthou, is the feedback. Want sy het oorgegaan om oom Dani toe, maar sy het aan die kant van die veld bly staan. Hy het aan daai kant gestaan. Weet nie of julle twee dit kan onthou nie. En toe het sy gesê, oom Dani, die klas was laat. Ons is laat uit die klas uit. Een groot wit leuen. Van die dag het Suid-Afrika op die Wanderers cricket gespeel. En dis die eerste keer wat sy saam met Bong, en dis Gerrit Amman, by die cricket was. En ek dink nie of sy weet wat is cricket. En toe ons daar terugkom, toe sê ek vir Santi, vertel ek aan nou van die karretjie, en daar gaan probleme kom met die karretjie, want die karretjie word mooi opgepas. En toe sê ek vir Santi, weet jy, Gerrit is nie haar boyfriend. Dis almal. So ja, die belangrikste was die feedback wat sy gegee het. En toe nou, op haar laaste, het sy weer eens vir ons feedback gegee. In haar moeilikste tye, Dominiaan het nou gepraat van pyn en seer, en obviously het sy pyn en seer gehad, maar sy het nog steeds teruggekom na ons toe, en vir ons die volgende geskryf. En ek dink, kan nie onthou nie, want ek is nie regtig deel van die groepie nie, want jy weet mos hoe is 'n man, die vrouens is nou alweer te erg, so ek het afgeklim, maar ek het nog steeds kykie gehou by my vrou se foon. En op baie dag het sy vir ons geskryf, en ek dink dit was net 'n paar dae, voordat sy nou in 'n koma gegaan het, en sy het gesê, goeienaand almal. Ook so, so na 2 MRI scans, 2 CT scans, ekstrale van my rug, endoskopie, 2 onkoloog, neuroloog en 'n radioloog het almal basies dieselfde conclusion, dat die pyn in my nek en kop veroorsaak word deur die kanker wat agter my ore en skedel is. Basies in die vlies tussen die brein en die skedel. Ek gaan môre nog in Lamberpans, en dan vir radiasie scan, of radiation, sodat hulle vir my 'n masker kan maak, waarmee ek radiasie kan kry. Radiasie sal eers omtrent donderdag begin, vir so 4 of 5 dae. Behandeling om die brein is baie moeilik, en sensitiewe behandeling, so dokter het my ongelukkig 'n bepaalde lifespan gegee. In daai toestand, het sy nog steeds teruggekom na ons. En ek dink dis die boodskap wat ons vanavond moet vat, is dat in daai moeilike tye moet ons nie weghardloop. Ons moet praat met mekaar. Maak nie saak hoe jy dink. Dit is onbelangrik. Maar sy sê ook toe nou, en ek dink in dieselfde boodskap, maar dan moet julle onthou, ons dien 'n ongelooflike God, en niks is vir hom onmoontlik. So ons bly steeds in sy hande,
en glo dat hy ons daardeur sal dra. En ek dink dit pas so mooi in met dit wat Dominee Johan en Nico gesê het vanaand. So ek wil aansluit met dit wat sy ten laaste gesê het. Baie dankie aan elkeen se boodskap en gebede. Ek waardeer dit opreg. So dankie dat julle hier was. En dis hartseer, maar kom ons vier haar lewe. Want sy het 'n lekker lewe gehad. Die laaste paar dae het sy nou nog, toe Mardui daar was, wat sy geswem het in die see, dis wat sy wou gehad. En sy het saam met daai stent, ek weet nie, dis wat hulle dit noem, né? Met daai ding was sy in die see ingewees. Net die koppie het uitgesteek. So, tot op die einde, she enjoy her life. Baie dankie. Ek dink ons is nou klaar. En hierna kan die ouens maar na die saal toe gaan. Ja. Dankie julle. Ons gaan net vandag, ek gaan net die seën uitspreek en dan kan jy net sommer die trappe afgaan of jy kan daai kant omstap of hierdie kant omstap, jy sal by die saal uitkom en dan is daar verversings vir almal om te geniet. So kom ons staan en dan gaan ons afsluit. Ons weer eens vra verskoning, ons probeer uitvind wat die probleem is, maar kry nog nie antwoorde op die stadium. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees bly met elkeen en met troos, versterk, oortuig totdat Jesus weer kom. Amen.